Hallo maatjies. Ek hoop julle het 'n baie lekker week gehad en het darm nie te koud gekry nie. Sjoe, hierdie week het vinnig verbygevlieg. Amper net so vinnig soos hierdie jaar. Maar ek weet daar het 'n hele paar maatjies hierdie week verjaar. Julle word so vinnig groot. Ons wil graag vir julle sing. So daar waar jy is, kan jy staan en dan sing ons vir jou saam. Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ek hoop julle is sommer lekker bederf en het 'n baie spesiale dag gehad en dat hierdie nuwe jaar baie mooi gaan wees. So terwyl ons stemme opgewarm is, kom ons sing 'n lekker liedjie saam. I'm feeling good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gotta let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. I'm gonna give it away. I'm gonna give it away. I want the world to know just how I feel. They gotta know, your love is real. You love me just the way I am. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. I'm gonna give it away. Your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give. Your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. I'm gonna give it away. I'm gonna give it away. So julle onthou dat ons nog al die pad in die woestyn is. En laasweek het ons gestop by die Sinaï berg. Kan julle dit onthou? Sinaï berg. En daar het Moses en die Israeliete iets baie belangrik by God gehoor. 10 lewensreëls wat hulle help om op die regte pad te bly en vir God lief te wees en vir ander mense. Laasweek het ons oor die eerste 4 lewensreëls gepraat. Dit gaan alles oor hoe ons vir God lief is en lief kan wees. Liefde vir God. Die eerste gebod. Daar is net een God. Daar is net een God. Die tweede gebod. Aanbid net vir
Die 3de gebod. Respek vir God se naam. Respek vir God se naam. Die 4de gebod. Werk 6 dae, rus 1 dag. Rus 1 dag. So kan julle nou weer die eerste 4 gebooie of lewensreëls onthou? So dit beteken daar is nog 6 oor wat ons help om vir ons medemens, dit is mense rondom ons, lief te wees. Hierdie lewensreëls help ons om te weet wat ons moet doen en nie moet doen nie om ons liefde ook vir die mense rondom ons te wys. Die lewensreëls help ons om reg te leef. So, vandag help oom Marius, tannie Elmarie en Janko ons om die volgende 6 lewensreëls te leer. Hallo maats, ons behandel nou die tweede gedeelte van die 10 gebooie. Die eerste gedeelte van die 10 gebooie het ons nou gegaan oor dat ons die Here ons God moet lief hê, en die tweede gedeelte gaan nou gaan oor hoe ons ons naaste moet lief hê. Wie is ons naaste? Ons naaste is almal met wie ons te doen kry. Die 5de gebod. Die 5de gebod sê eer jou vader en jou moeder. Hierdie lewensreël is die enigste lewensreël van die 10 lewensreëls wat vir ons 'n belofte gee. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou sal gee. Dit beteken nie noodwendig dat mense wat hulle ouers eer en respekteer, baie oud gaan word nie. Dit beteken eerder dat die Here dit met hulle goed sal laat gaan. So, dit is die 5de gebod. Ek wonder, hoe lyk hierdie lewensreël as 'n mens dit nie doen nie? Janko, dis tyd om jou huiswerk te kom doen. Nee, dankie. Janko, jou ma het gepraat. Nee. Kom hier. Gaan jy nie vir my luister nie? Jy moet jou vader en jou moeder eer. Sjoe, dit is hoe dit lyk as jy jou vader en jou moeder, jou mamma en jou pappa nie eer nie. Om jou mamma en jou pappa te eer beteken dat jy in liefde teenoor hulle optree. Deur nie vir hulle te luister nie, of ongeskik te wees, of lelik te praat met hulle, is nie liefde nie. En dit is baie belangrik om jou mamma en jou pappa te eer. So, wat trek ons nou? Die 6de gebod. Luister mooi. Die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. Die Here is die enigste een wat lewe maak. Lewe is vir hom belangrik. Daarom moet ons ook ander mense se lewe respekteer en beskerm. Sjoe, dit is 'n baie belangrike lewensreël. Om nie moord te pleeg nie. Maar net so belangrik is dat wanneer ons lief is vir ander mense, dan sal ons hulle ook nie seermaak nie. Nie doodmaak nie, nie seermaak nie, selfs deur die dinge wat ons sê. Dit is baie belangrik, want ons wys vir hulle liefde deur goeders te doen wat hulle lewe beter maak en die lewe mooi maak. Is julle reg vir nommer 7? Die 7de gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Egbreek pleeg beteken om te skei. Die Here het die huwelik gemaak. Hy bring mans en vroue bymekaar en laat hulle vir mekaar lief raak. Die liefde wat 'n man en 'n vrou vir mekaar het, kom van die Here. Omdat hy die huwelik gemaak het, moet mense wat trou hulle verhouding baie mooi oppas. God wil nie hê mense moet skei nie. Sjoe, dit is ook baie belangrik. Wanneer mense trou, beloof hulle vir mekaar vir altyd, dat hulle vir altyd sal lief wees vir mekaar en vir mekaar sal omgee. Daarom is dit belangrik om nie egbreek te pleeg nie. En egbreek is enige iets
wat ons ook doen of sê wat die verhouding kan seermaak. So, net soos Tannie Elmarie gesê het, is dit belangrik dat ons alles moet doen wat ons kan om die verhouding en ons liefde vir mekaar te beskerm. Ons is by nommer 8. Die 8ste gebod: jy mag nie steel nie. Die Here vra dat ons ander mense se besittings sal respekteer. Ons moet ander se besittings beskerm en dit nie vir onsself vat nie. Die Here is die een wat vir ons sorg. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Dit is hoe hy vir ons en vir alle ander mense sorg. Daarom is dit verkeerd om ander mense se besittings, wat deel is van hoe die Here vir hulle sorg, vir ons te vat. Dit is liefdeloos om so iets te doen. God sê 'n mens mag nie steel nie. Jy mag nie steel nie. Maar ek is baie bly hy het dit teruggesit en onthou dat hy moenie steel nie. Want as jy iets van iemand anders afvat, is dit nie liefde nie. Liefde is dat ons ander mense se besittings respekteer. So is jy reg vir nommer 9. Hallo maat, het julle gehoor wat Grompie vir my vandag vertel het? Hy het vir my vertel dat Dominee Barbara met die al die kerk se geld gesteel het. Jy mag geen valse getuienis teenoor ander mense afneem. Dis nie waar nie. Ek het nooit so iets gesê nie. En Dominee Barbara Marie sal nooit so iets doen nie. Maar Janko het 'n voorbeeld gewys van wanneer iemand jok of nie die waarheid praat nie. Dit is ook die 9de gebod en 9de lewensreël. Wanneer ons lief is vir ander mense, sal ons nie jok of stories oor hulle vertel wat nie waar is nie. Liefde beteken dat ons die waarheid praat oor ander en oor onsself. En dat ons nie dinge sal sê wat nie waar is nie. Want as ek dit doen, wys dit dat ek nie liefde in my hart het vir ander mense nie. Daarom is hierdie lewensreël baie belangrik. Ons moenie jok nie. Dit bring ons by die 10de lewensreël. Ons mag nie iets van iemand anders begeer nie. Begeer beteken as ons iets wat iemand anders het, baie graag wil hê. En die gevolg van begeer is dat ons baie keer jaloers raak op die ander mense en dat ons nie tevrede is met dit wat ons het nie. Daarom is dit belangrik om ons hartjies te beskerm, om nie dit wat ander mense het te begeer nie, maar tevrede te wees met wat ons het en bly te wees vir ander mense vir wat hulle het. So, ek hoop julle is reg vir die kraaf. Vandag doen ons die tweede helfte van die kraaf. Laasweek het ons begin met die eerste 4 gebooie. Vandag doen ons die res van die gebooie. Kom ons kyk saam.
onthou, hierdie 10 lewensreëls kan dan dalk soos baie voel. Maar waarop dit neerkom is om lief te wees vir God bo alles. Hy is die heel belangrikste. En dan ook vir ons naaste soos onsself. As ons die 10 gebooie en 10 lewensreëls kan opsom, is dit liefde. Liefde vir God en liefde vir ander mense. En hierdie 10 lewensreëls help ons om vir God lief te wees en vir ander mense. Goed maatjies, dit was so lekker om saam met julle te kuier. Geniet die kraaf, onthou, wees lief vir God en wees lief vir die mense rondom jou. Hoop julle het 'n lekker dag en 'n baie mooi week. Cheers vir eers, later maters, da 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 da, bye 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 bye.